Hallo. Dit is nou weer lekker warm. Ek dink die aircons is aan. Ek dink ons gaan nou weer lekker saam sing en die Here se naam groot maak, so dit kan nog so bietjie warmer raak hier binne. Maar ons nooi julle uit om, as julle voel julle wil saam sing, saam staan, sit en sing vir die eerste sang, julle is meer as welkom. Ons gaan 'n liedjie doen en dan gaan ek so in die middel 'n nuwe sang wat in 2001 geskryf is, ook net aan julle voorstel. Soos 'n nuwe ou sang, meeste van julle woorde hom al te gehoor het. As julle hom nie ken nie, die chorus se woorde is verskriklik maklik. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. So kom ons skop hom af. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. You gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Here, ons kon vandag enige plek gewees het. Ons kon in die winkels gewees het, iewers in ons bed gewees het, sommer net lui gewees het. En tog het ons hiernatoe gekom om dit vir u te sê. Dat ons glo dat u die God is wat alles kan doen, waar niks onmoontlik is nie.
vir wie niks op hierdie aardbol ooit onmoontlik is nie. En ons glo dit, Here, ons glo met ons hele hart. Ons glo dat die mense wat siek is, sal aanraak. Ons glo dat die mense wat hartseer is, sal comfort. Ons glo ook, Here, dat die mense wat rustig en gemaklik is, sal stuur, sal aktief maak vir U. Want U is die God wat mense se lewens kon verander. En ons kon verander. Aan U kom die lof en die eer toe, Here. U wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde sal wees. Amen. Hierdie God groet jou vanoggend in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Mag jy sy stem hoor, klokhelder. Mag jy antwoord sonder voorbehoud. Mag jy stil raak en weet, God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Amen. Julle kan maar staan en sing ons. Jesus, die sterke leeu van Juda. En Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot. Die is vir ewig, die is vir altyd. En ek weet die is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy vir my. Word verander, word vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles net oor U. Dis nou die nuwe song. Sien jy kan na daai chorus toe gaan. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever, forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. And this is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you, my Lord. Here, ons hunker na u stem, ons hunker om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons is opgewonde en sien met verwagting uit na u stem wat in ons lewe gaan inspeel, inpraat, en ons gaan verander van binne af om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En dankie Here dat ons hier mag bymekaar wees in groot getalle. Almal saam in afwagting op die stem van die Here. Spreek Here, ons luister. Amen. Daar's nou geleentheid vir offergawes. Jy's welkom om die Here ook groot te maak met jou offergawes.
Goed, net 2 afkondigings. Die eerste is die registrasie. Ons is besig en ons gaan aan die einde van hierdie week gaan ons die 3 nuwe groepe create en dan die oues almal delete. So weet asseblief dat jy daai vormpie wat by die deure is of by die info-toonbank is moet invul. Of as jy nie dit gedoen het nie, daar's op jou blaadjie wat jy gekry het, so 'n QR-code, scan hom en vul vir ons in. Dis net jou naam van geboortedatum en selfoonnommer. Of as jy nie dit kan doen nie, stuur dit vir my 'n WhatsApp en sê ek is nie iewers by daai ander groepe en goeters nie. Ek wil net daarvan deel word. Asseblief, julle het dit almal, luister mooi, almal kinders en groot mense wat 'n selfoon het, moet asseblief vir ons doen. Dis regtig nodig om ons goeders op datum te kry. Dis 'n groot frustrasie met 'n klomp groepe wat gecombine het en ek weet nie wat almal gemeer het en ek weet nie wat so goed alles nie, maar ons moet dit wegkry en net daar gaan net 'n suiderlig 1, 2 en 3 groep wees wat waarskynlik so 'n bietjie dalk alfabeties gaan wees, maar ons is nie heeltemal seker nie, maar aan die einde van die week gaan jy op 'n nuwe groep wees waarskynlik tussen hierdie week en volgende week en dan behoort ons by nuwe groepe te werk. Is dit reg so? Verduur en verdra ons nog vir 'n week asseblief. Dit is crucial. Die tweede opmerking is net oor Annelie en haar pa. Annelie het so 'n bietjie gaan kuier by haar maale net so vir 'n week lank. Die vliegtuigkaartjies was goedkoop geweest en toe sy vir 'n week gaan kuier, sy sou Dinsdag teruggekom het en Dinsdagoggend het haar pa moes hulle hom injaag hospitaal toe met sy hart en dit gaan okay, hy is ontslaan, maar die prognose het hy nou 'n pas aangeheer moet kry. En hy wil dit nou nie die pas aangeheer, ek hoop pa kyk, kry voordat die dominee nie vir hom gedraai gemaak het nie. So ek gaan eers môre deurvlieg George toe en Dinsdag kom ons weer terug net om 'n bietjie met oupa te praat. Pa sterkte, ons dink aan jou verskriklik baie. Ja, dis so ons jare 12 onderste bo begin. Dink asseblief aan ons gebede aan julle en julle gebede aan ons. En by Roan hulle gaan dit rustig. Nadia is okay. Sy is gestabiliseer en reg vir die 17de Februarie. Dis die due date, so sien uit daarna. Goed. Ek weet daar's 'n hele klomp ander mense wat iewers dit die Here se teenwoordigheid baie nodig het. En ek bid regtig dat die Here by ons elkeen sal wees. Ons bid vir die ouens wat op die beesplase is wat regtig met hulle hande in hulle hare sit oor die back and close seer. Ek weet ons wag vir inentings en ons wag vir 'n klomp ander goeters, maar kom ons dink in ons gebede regtig aan die boere, party van hulle wat hulle hele kudde moet wegmaak en doodmaak. Kom ons dink regtig in ons gebede daaraan. Dan saam met dit die verskriklike vloede wat plaasvind in die noorde van Suid-Afrika, daarom is 'n bietjie getaan dit nou, maar kom ons dink daaraan aan die brande wat in die Kaap aan die gang is, wat net so erg is. Daar's 'n stuk droogte hier rondom Nysna in die Oos-Kaap, waar ons die Here se teenwoordigheid regtig waar op afbid. Daar's hierdie verskriklike ongeluk wat in die week was of in die vorige week met die kinders in die taxi waar 14 oorlede is. Daar's so baie. Jy moet eintlik maar so uur of 2 op sy sit om met die Here te praat, want daar's regtig 'n klomp goeders wat ons vir hom kom op sy tafel kan kom neers en sê Here, ons het U so verskriklik nodig. Ek weet dis mense wat met kankerbehandeling besig is, wat stoei daarmee. Daar's ouens wat met ander gesondheidsprobleme sit. Mense wat hier sit, vandag die eerste keer alleen in die kerk sit, daar's omdat hulle man of hulle vrou weggeval het. Daar's mense wat sit met, ek sit langs hierdie man van my, maar daar's hierdie wrevel tussen my en hom. Ons is maar net, lyk maar net mooi hier by die kerk. Of dalk sit jy net 'n klomp bekommernisse oor jou werk of oor jou gesondheid. Mag die Here regtig waar vandag sommer net inspeel in ons lewens. Ons het 'n reeks oor nie meer nie of nie weer nie, om iets te sê van, daar seker goed wat, en ek hoop jy het nou al die trend van die prentjies agtergekom, die al 3 sover was huilende babatjies gewees, nommer 3, 4, 5 gaan ook huilende babatjies wees, want as jy hierdie goeders nie doen nie, gaan jy huil. Dis ongelukkig hoe dit werk. Dit gaan net 'n nat doek wees nie, dit gaan net 'n bietjie windjie wees dat jy moet uit vryf nie, dis dieper liggende goeders, en daarom moet ons regtig vra, Here, hoe gaan ons hierdie goeders kan uitkry?
So ek weet nie wie van julle is Stormers ondersteuners nie, maar steek gou jou hand op. Dus kan sien hoe lyk 'n loser. Goed, sorry. Dit was 'n fout. Skus daarvoor. Maar julle het geloos gister. Maar Kaapstad is nogal van hierdie naweek 'n hub van entertainment. Daar was nou gister se game tussen julle en die Sharks, wat nie goed gegaan het nie, maar dit is 'n groot event. Die stadion was uitgeboek. Vanmiddag gebeur daar 'n groot byeenkoms. Die SA20 se finaal gebeur daarso. En julle is weer nie daar nie, maar julle is nie daar nie, nee. Dis Eastern Cape en die ouens van Pretoria. So is reg. Ja, maar dis julle voorsien 'n venue van losers. Nee, goed. Maar laat ek ietsie vertel oor die Colosseum. Incredible plek. Ons was bevoorreg om self daarop te gaan rondloop. Wat 'n incredible plek. Jy sien prentjies daarvan, maar jy kan nie jouself naaste by indink wat in Rome aan die gang was as hierdie spele of gebeurtenisse plaasgevind het nie. Dit was incredible geweest. Die interessante is, die rede hoekom hierdie Colosseum gebou is, was om die mense te entertain. Jy het soontoe gegaan en soos op Kaapstad Stadion gaan sit. Gekyk. En jy was deel van 'n skare mense wat 'n klomp groteske goeters aanskou het daar in die Colosseum. Hier onder die grond was die hokke gewees van die leeu's of die diere. Daar's baie stories daaroor wat party waar is, party minder waar is, maar waar die diere en die mense speels geraak het met mekaar. En die mense het gewoonlik die storie verloor. Want daar's min ouens wat 'n leeu kan klop. Ons het nou wel gelykop gewees gespeel gister Vrydag aand, maar daar's min ouens wat 'n leeu kan klop. Dit was entertainment. En die keiser se rede was, dan hou ek die mense besig. Dan haal ek hulle van die strate af. In vandag se konteks ons sê, dan hou ons hulle weg van die gangs af en ons sit hulle op die paviljoen. En dis die probleem. Baie van daai goed word oorgeplaas op ons geloofslewe. Ons geloof word ook 'n lazy boy geloof. Almal van ons soek gemak in ons lewe en dis fyn. Ek het rustig daaroor. Jy wil graag op 'n lekker gemaakte stoel sit, televisie kyk op jou reuse skerm. Jy wil nie meer so klein skermpie hê. Onthou jy nog die swart en wit goedjies wat so gebzz nie, dan moet jy daai oortjie so gedraai het nie. Jy wil nou lekker groot super HD, ek weet nie wat noem jy dit alles nie, maar jy wil hierdie grand op 'n lekker gemaklike stoel hê. En as jy later gaan slaap, wil jy opgaan na jou kamer toe en dit moet 'n lekker gemaklike bed wees en jou kussing. Ek moet julle tog 'n storie vertel van Annelie. Annelie is, ek hoop sy kyk. Annelie gaan dood oor 'n goeie kussing. En in die amper 30 jaar dat ons getroud is, het sy nog nie een goeie kussing gekry nie. Sy kry hom vir so 2 weke. Nee, hierdie ding werk nie. En ons nou al gery oralster om kussings te gaan koop. Of dit nou skaapvel kussings is of donsveer kussings of wat ook al, want 'n gemaakte kussing soek sy. En as jy 'n kussingmaker is, praat met Annelie. Sy gaan jou ondersteun, gewis. Want ons skoene, my skoene moet tog net gemaklik wees. Girls, ek weet hierdie hoë goedjies waarmee julle geloop het met hierdie klein hakkies was ongelooflik ongemaklik. Jy het gedink jou kuite word geaksentueer en ek weet nie wat so goed is alles nie, maar jy weet, daai goed het jou bunions veroorsaak op 50. Jy sukkel jou alie af en dan moet jy jou sulke gemaklike flip-flops aan, want ons soek gemak. Ons kopie dit ongelukkig net op ons geloof. Geloof word as die kerk nie ordentlike aircons het nie, of okay, goed, ons dan ligverkoeling, of as die kerk nie gemaklike stoele het nie, as die musiekie voor nie smoothing is nie, as daar nie genoeg parkering is nie, ek weet, parkering is 'n reuse issue in ons gemeente, maar as 'n incredible lekker
issue om te hê. Dink dit as daar te veel parkerings was. As niemand by die kerk was nie. Ek weet, jy sit vandag op 'n plek waar jy nie gedink het jy laas jaar gesit het nie. Vandag is daar iemand anders daar en jy wil hom gaan skuif, maar jy besef jy moet 'n hele ry of 2 skuif voordat jy by jou sitplek gaan uitkom. Daarom gaan sit iemand op 'n ander plekkie. Dis as dit nie gemaklik is nie, dan raak ons ongemaklik. Want en dis die probleem. Dis nie hoe dit vir onsself te wees nie. Theodore Roosevelt in 1910 het 'n belangrike toespraak gelewer. Dit word genoem die Arena toespraak. Waar hy gesê het, ons probleem is, ons gaan na die stadion toe om te gaan sit, in plaas daarvan om in die arena deel te neem. Kan ek dit gewees sê? Jou job is in hierdie kerk, in enige kerk, in jou geloof, nie om toeskouer te wees nie, maar deelnemer te wees. Hebreërs 11, dit is daai mooi teks. Praat oor geloof. Wat is geloof? Hy begin om so 'n bietjie van 'n definisie te gee en dan sê hy, kom ons vergelyk dit met 'n atletiek byeenkoms. Ek en jy is op die veld besig om te hardloop. Langs ons, rondom ons, sit geloofsgetuies. Dan haal hulle aan. Abraham en Noag en almal van hulle haal hy so aan, een vir een, wat deel is van hierdie skare. Maar jy's nie deel van die skare nie, hoor. Hierdie ouens moet ons aanmoedig, die Bybelse karakters moet ons aanmoedig om die wedloop voluit te hardloop. Met volle vaart. En juist te sê, maar hierdie ouens, ons is nog nie daar nie. Daar kom 'n dag, en ons noem dit dood, wat ons op die paviljoen toe gepromoveer word. Maar vir nou, is ons op die baan. As jy vanoggend asem gehaal het, dit oor jou hart gekry het om hier te kom sit, en het reg gekry het om jou klere aangetrek te kry, jou tande te borsel, jou hare te kam, en hier te wees, en nog hierdie klomp mense te face, dan leef jy nog, en het God 'n doel vir jou. En iewers het ons gedink, eintlik is ons hier bedoel om te kom sit en te kom relax. Daar's nêrens in die Bybel 'n voorbeeld van 'n Christen wat gemaklik is nie. Nêrens is daar iemand wat as gelowige nie gestretch word om te doen wat God wil nie. Moses kon nie praat en die Here stretch hom om te praat. Elkeen van hulle het gedink, maar ek is nie goed genoeg nie, Esther. Die Here sê, dis juist vir 'n tyd soos nou wat jy koningin geword het. Moenie dink, jy is nie 'n plek en 'n rol te speel nie. Iemand sê die volgende. Die probleem is, accepting just enough of Jesus to make us feel better, but not enough to change anything. Ons is happy genoeg daarmee om te sê, ons aanbid vir liewe Jesus en is reg. Maar dit maak ons net beter voel. Net nie te veel van hierdie Jesus ding om my lewe te verander en mense rondom my se lewe te verander nie. Ek is net happy om te sê, maar ek feel good, nice song, nice sitplekke, nice vibe, nice alles, en is alles goed en wel. Maar jy moet dalk meer gaan soek na Jesus. Hulle sê vir ons, 1 keer 'n week se Bybel lees, help niks. Scary. 'n Studie wat in Amerika gedoen is, grootste studie wat op hierdie stadium nog gedoen is, deur die Institute of Bible Research. 1 keer 'n week se Bybel lees, help jou niks. Nothing changed. 2 keer 'n week se Bybel lees, help jou niks. Dis eers van 4 keer 'n week af. 3 keer verkieslik, maar van 4 keer af, waar daar iewerster iets begin verander, waar jy begin praat oor jou geloof, waar jou angsvlakke begin verlaag, waar jy jou probleme kan face, waar jy wêreld kan verander. 1 keer help nie. 2 keer help nie. Eers die van 3 keer af 4 keer af, wat 'n verskil maak. Dit is nie genoeg, ouens, dat ons elke Sondag in die kerk sit nie, want as dit alles waaroor dit gaan nie. Dit help jou
minutely min. Iemand skryf dit so: as jy nie ongemaklik is in jou geloof nie, sal jy nie groei beleef nie. Of geloof sterf waar Christendom gemaklik word. Is nice om te weet. So kom ons lees 'n gedeelte saam. Openbaring 3 is 'n baie bekende gedeelte, ons ken dit baie goed. Openbaring het so 3 dele, bietjie later in die jaar gaan ons weer bietjie oor Openbaring gesels. Maar die eerste, dit deel van die eerste derde van Openbaring, waar daar 7 posmanne uitgaan en aan gemeentes briefies gee. En daai briewe is sulke perkamentrolle, en elke gemeente, Pergamum en Laodicea en Smyrna, en elkeen van hulle kry so 1 brief wat hulle moet lees, en die gemeente sit so in 'n hoefystervorm daar rondom die Middellandse See, en elke gemeente is belangrik, maar ons gaan vandag oor Laodicea praat. Skryf aan die gemeente, aan die leraar in die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige, die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. En dan kom die brief. Ek weet, scary thought, alles wat julle doen. Ek weet julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Kan jy vinnig oor hy woordjie uitspoeg praat? Dis 'n mooi Afrikaanse vertaling, en baie van die Engelse vertalings gebruik ook die woordjie spit, maar dis in die Grieks is dit 'n baie sterker woord. Dis die woord emeo, wat sê, hy braak hom uit. Dis nie so met 'n spoeg nie, ek gaan nie verder nie, maar julle verstaan nie visuals, dis nie so met, God hou nie van jy, hy haat dit, hy kan dit nie stomach nie, sê een Engelse vertaling. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig is, beklaanswaardig, arm, blind en kaal nie. Daarom raai ek julle aan om by my goud te kom koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ja, is 'n incredible teks. Ek gou die agtergrond van hierdie stad vertel. Laodicea is waarskynlik een van die rykste stede van daai tyd. Dit is die, kom ons probeer dit vergelyk met 'n stad in wat ons ken, Goudstad. Kom ons noem hom die goue myl, vierkante myl. Kom ons noem hom Sandton. Dit is die stad. Gaan goed in die stad. Dit was die bankhoofstad. Al die banke se hoofkantore, dit so uitgebrei as ons vandag sien nie, was daar geleë. So hulle het okay geleef. Daar was ook 'n mediese universiteit wat onder andere oogsalf gemaak het. En hierdie oogsalf was wêreldwyd bekend, maar dis daar geproduce. In Laodicea, Sandton. En daarmee saam was dit ook die Milaan van daai tyd. Daar was tekstielfabrieke, baie van hulle. Dit was die Louis Vuitton, Armani, Valentino, en so kan mense 'n klomp van die name opnoem. Boerboel. Dit was die hoofstad gewees van waar klere gemaak word. Dit was die grand plek. En Here sê, die probleem is, julle dink julle is ryk. Julle dink julle is medies gevorderd, julle dink maar julle klere moet julle verander na wit klere toe. Gaan trek aan, julle is eintlik naak, julle is eintlik kaal. Julle ken die storie van die kaal keiser, wat gedink het hy is okay, maar in die meantime het almal gedink, eintlik is jy stupid. Almal sien jou naaktheid raak, maar jy dink jy is okay gedres. Die probleem van hierdie stad lê nie in wat hulle het nie, maar eerder in wat hulle nie het nie. So daar is die stad, deel van die hedendaagse Turkye. Die probleem met die stad is, hy het nie water nie.
sy water is van swak gehalte. Gelukkig was daar die dorpie Hierapolis, of Hierapolis, maak nie saak hoe jy klem sit nie, wat so 10 kilometer daarvan af was. Die koppies daar by Hierapolis het warm water voorsien. Was warmwaterbronne, dit was die warmbad van daai omgewing, en jy het lekker water daarvan kry, wat mineraalryk was. So, girls, julle velletjies het mooi geglinster, alles was mooi lekker van daai warm water, dit was die Estee Lauders van daai tyd, daai water was spesiaal vir julle gewees, maar dit was nie drinkbaar nie. Gelukkig was daar nog Kolosse, wat so half suide was, maar hy het 15 kilometer weggelê. Hy het lekker koue water, daar's berge hierso in die omgewing hierso, wat gesneeu het in die winter, en dan word dit seker yskoue water, vars water, en hulle moes in Laodicea pyplyne aanlê, om hierdie vars water, en die warm medisinale water, te kan hê. Hierso is 'n prentjie van hoe die pypwerk gelyk het, in daai tyd, die aquadak, hoe dit vervoer is om daai te kom. Die probleem was, die Here sê, hierdie ding wat julle water noem, is nie 'n warm medisinale water nie. Is ook nie die koel water van Kolosse se kant af nie. Is ek 'n lou water wat ek wil uitbraak uit my gestelheid. Was julle maar warm, of was julle maar koel, maar nou is julle iets tussenin. Aanvanklik het ek gedink, die teks gaan oor, jy moet of warm of koud wees, maar dis nie wat daar staan nie. Warm water het 'n job te doen, die purpose was reg gewees, jy moes warm water op medisinale vlak, met al die chemikalieë wat jy daarmee saamgee, die minerale wat jy ingee, dis wonderlik, dit moet so wees, of jy moet lekker koel water wees, maar asseblief nie iets tussen die twee nie. Hê 'n mission, hê 'n purpose, en doen dit. Die probleem is, party het niks. Dis 'n brak, lauwarm water. En God sê, hou nie daarvan nie. Kan dit nie stomach nie. Ek moet dit uitbraak. Hoort nie so nie. So eintlik kan ek nou maar amen sê en sê, kom ons gaan doen net 'n bietjie introspeksie oor, hoekom is ons lou, wat het gebeur het ons lou geraak het. Maar ons almal is deel van hierdie lou ding. Maar ek wil net 3 goeters noem, wat ek dink ons nogal vir mekaar moet sê. 'n Lou warm Christen geloof maak vir God letterlik naar. Iewers het ons gedink dis oukei. Dis oukei om so moet ook nie te churchy wees nie. Te Jesus radical te wees nie. Ek moet nie met my, ons moet hierdie stupid ding wat ons sê, daar's 2 onderwerpe wat jy nie oor gesels by 'n braaivleisvier nie. Een is politiek en ander is kerk. Ek stem saam oor die kerk ding, maar ek dink geloof moet gepraat word. Ons moet by die braaivleisviere oor geloof kan praat. Jy moet iewers jou opinie kan maak. Dis nie hierdie storie van, ag nee, wat dis nie nodig nie. God sal ons, ek en jy kan oor God praat. Ons mag oor ons geloof praat. Jy moet sê, soos laasweek, Here, dankie vir wat jy vir my lewe gedoen het. Ek kan nie net stil bly daaroor nie. Jy moet daaroor kan praat. Ek praat nie van strei en redeneer oor klein doop, groot doop, profetesse, en dis nie daai goeters is randgoeters. Maar kan jy vir ander mense vertel, ek die Here lief met my hele hart, en my hele siel, en al my krag, al my verstand, dis is my hele lewe. Of het ons mag leer om eerder te shut up, eerder stil te bly. En selfs met ons body language. Partykeer hoef jy nie uit 'n groep uit te gaan, of vir 'n groep te sê, hoorie se ouens, wag 'n bietjie. Hier is al net te veel geskinder in hierdie groep. Hierdie teedrink, gin drink sessies van ons ontaard in 'n blackmouthing van ons mans en ons kinders, en dit kan partykeer is
nie nodig om iets te sê nie. Maar partykeer kan jy net 'n volgende keer jouself uninvite na sulke events toe. Dalk kan jy by die skool uit daai groepe wat die Here se naam die hele tyd gebruik, wat die hele tyd laster, wegbly en vir jou ander groep gaan soek. En met jou body language sê jy, ek wil nie lauwarm hierdie ding tussenin wees nie. Ek hou van koffie, maar ek kan nog nie dit dink nie, maar as mense wat van ice coffee hou, is as ek ouens sê op jou hand, ek kan nie heeltemal verstaan hoekom jy ice coffee wil drink nie, maar goed, dis reg. Ek drink warm koffie. Ek sal dalk iewers dit oorweeg om 'n ice coffee saam met jou te gaan drink. Ek weet nie of dit lekker vir my gaan stem nie, maar wat ek nie kan dink is hierdie iets tussenin. Hierdie Stanley Cups, ek weet nie wie, julle moet nie jou hand opsteek, want as jy jou hand nou opsteek, dan gaan ek kyk hoeveel kollektie ingegooi het, want dis deksels duur hierdie goeders aan. Dis baie duur. Maar hierdie Stanleys is juist ontwikkel sodat jy of warm of koud kan wees. Nie iets tussenin nie. Hierdie iets tussenin is braakbaar. Ek weet nie wat so 'n woord is nie. Maar dis nie goed nie. Jy's of warm of jy's koud. En dis die twee keuses. Maar jy moet met 'n passion of warm wees of koud wees, asseblief nie tussenin nie. Dit maak God naar. Nommer 2. Die probleem met hierdie lou water wat aangekom het by die stad, kom ek teken weer 'n prentjie, is dat daar 'n afstand van 10 kilometer was van Hierapolis af tot by Laodicea. En die water wat daar warm was, kom hierso aan, nie met 'n Stanley Cup nie, lou warm. En die probleem met Kolosse, 15 kilometer sinne, is dat dit koel water was daar, maar as by stad kom, dan is dit ook nie met 'n Stanley Cup gebring nie, maar dan is dit lauwarm. En daarom die stad se probleem met hierdie lauwarm water. Wat is die probleem? Die afstand. Dis te ver. Ek gaan nou terug na 3 weke terug se preek toe. Ek dink hoekom ons lauwarm is omdat ons ver van God en sy gemeente is. Omdat ons dink, ons hoef nie kerk toe te kom nie. Ons hoef nie elke dag Bybel te lees nie. Ons hoef nie elke dag te bid nie, behalwe as die pop op die venster stryk. Want ons is mos okay. En ons dink as ons afstand skep, dan sal ons nog steeds warm wees. Jy sal nie. Die water gaan lou word. Of die koue water gaan lou word. Omdat jy net te ver is van die bron. En nou verstaan ek, ek gaan nie elke Sondag by die kerk wees nie. Hierdie mense almal huigelaars, skyn heilig, en ek het te veel seer gekry in die kerk, en al die rites wat ons aanvoer, wat alles wel is. Maar moenie gaan vra, hoekom maak my geloof nie verskil nie? Net genoeg Jesus sê, om okay te voel. Ek is okay, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe, en is fine, dit is so. Maar wat 'n verskil maak jy, as gelowige, as een wat deur God geroep is in hierdie wêreld? God kan jou nie gebruik as jy onbruikbaar is nie, as hy jou wil uitbraak nie. Nommer 3. Lauwarm is gebaseer op die feit dat ek sê maar, I'm okay. Ek het God nie meer nodig nie. Dis ouens, kom ons praat oor onsself. Laodicea word aangespreek omdat hulle te ryk is, omdat hulle dink hulle is medisinaal ver gevorderd, omdat hulle dink, wel ek kan enige klere maak, ek is enige tekstielbedryf se baas. Klink soos ons, nee. Ons is okay. Ons het elke tegnologiese gadget wat nodig is om hierdie wêreld te kan ran. Laas ek het julle vertel van daai wonderlike toilet. As jy by die badkamer inkom, dan gaan die deksel oop. Dan sit 'n heated seat. Jy kan ure daar vertoef. Sommige net, is gemaklik. Want ons is okay. Kyk, ons almal het huise, né? Ons bly in 'n huis. Groot, 100,
200, 300 vierkante meter, huis, woonstel, Wendy House, maar dis waar ons bly. En party van ons is so ryk, dat ons nog 'n huis aangebou het. Ons noem hom die motorhuis. My kar kan nie buite staan, jy moet binne, ek het 'n kar ook. Ek het ook 'n aftreepakket. Ek het ook 'n klompie mediese coverage. Ons is skatryk, ouens. Ons het God nie nodig nie. Trouwens, God het ons nodig. En dis hoekom ons lou warm word. Die beste tyd in Israel se lewe, sê die profete, as hulle 500-600 jaar voor Christus terugkyk oor die geskiedenis, dan sê hulle die beste tyd in ons lewe was in die woestyn. Daai 40 jaar. Hoekom? Want in die woestyn is daar nie water nie. So iewers moet hulle murmureer en sê, Here, gee vir ons water. En dan slaan hulle 'n rots en dan kom daar water uit. En dan moan hulle, Here, hierdie water is bitter. En dan maak die Here dit soet by Mara. Net hulle nie kos, dan sê hy, stuur die Here pap. Sulke vlokkies wat uit die hemel uitval. Manna. En een keer 'n week kom 'n klomp kwartels verby. En dan is daar vleis, proteïene. En dan word pap en pap en pap en pap en pap en pap, skielik pap en vleis. En dan weer pap en pap en pap en pap en dan pap en vleis. En so voorsien God meer as ons nodig het. Maar daai tyd, toe hulle so voor God geleef het, in afhanklikheid, was dit die beste. Toe was hulle warm of koud, maar nie iets tussenin nie. So. Sixty is wonderlik. Takealot maak ons lewe regtig makliker. Maar moet net op jou geloof van toepassing maak nie. 60 geloof, Takealot geloof, Uber geloof, lyk my nie dit werk nie. So daar's een teks wat vir my uitstaan die afgelope paar weke. Hebreërs 10. Ons moenie van die samekomste van die gemeentes af wegbly. Die NG Kerk se gemiddelde bywoning dwars deur die NG Kerk is 18%. 18. Dis een van elke 5 lidmate wat op 'n Sondag in die kerk is. Een keer op 'n Sondag in die kerk is. Dankie, tog ons werk met 40-50%. Wonderlik. Maar waar is die ander 50? Kan nie almal siek wees nie. Die hospitale is ook leeg oor die naweke. Die winkelsentrums is vol, ek weet. Die huise is nog op hulle kop gekeer, ek weet dit. Moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Maar maak mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate die oordeelsdag nader kom. So vir my, en dis ek, kies ek om op 'n Sondag hier by die Here te wees. Nie warm, nie lou warm nie, maar warm of koud, om die woord van die Here te kan hoor. Om die liefde van Christus met mekaar te kan share. Om die gemeenskap, om die saamwees te kan celebrate. Om iewers 'n vreugde, joy te beleef. Nie hierdie net 'n smile op my gesig nie, maar 'n dieper content. Om uitgedaag te word. Ek dink 'n erediens is ook daarom mense uit te daag. Die woord van die Here wil ons uitdaag. Om my geloof te share en my geloof te laat groei. Om hoop te kry. Om peace, shalom te beleef. Om te worship. Om te worship en God se naam groter te maak. Nie dat dit groter gemaak kan word nie. Want hy is alreeds huge, maar om iets daarvan in te tabby.
vir my krag te gee, of my 'n purpose te gee, waar ek kan dien, waar ek kan serve. Lauwarm, dit gaan jou maak huil. Maar of warm, medisinaal, met 'n klomp minerale, iets toe te voeg aan mense se lewens, of die vars water van nuwe lewe, dit te share, maar hierdie tussenin wat God wil uitbraak, nie meer dit nie. Maar voluit leef vir hom. My job is, nee, die Bybel se job is om mense wat gemaklik is, ongemaklik te maak. En mense wat erg ongemaklik is oor die lewe, 'n plek te gee om gemaklik te wees. En tussen die twee, moet ek en jy sê, maar ek kies om warm of koud te wees, voluit, met 'n doel. Te worship, die woord te hoor, te dien, te whatever, maar verskil te maak, om verander te word, en die wêreld te gaan verander. Here, U bring ons by daai punt om te sê, maar ek gaan uit en ek gaan 'n verskil in die wêreld maak, want U kom praat met my, U kom daag my uit, om 'n verskil te gaan maak, om weg te kom van die gemakzones waarin ek is, waar my geloof ook so 'n bietjie gestretch moet word, om te sê, geloof vra dat jy mense moet lief hê, wat jy nie eens van hou nie, vir wie jou neus optrek, dis wat geloof is. Geloof vra vir jou, om mense te vergewe, wat jou seer gemaak het. Geloof vra van jou, om jou hande op te steek en te worship, selfs al voel jy nie so nie. Selfs as jy huilerig, en as jy nie op 'n goeie plek in jou lewe nie. Geloof vra om te stretch, daar waar jy wil inkrimp, en by jouself wil gaan sit, en jouself verknies. En jy kom challenge ons om te sê, maar klim uit jou geloofsgemakzone uit, en kyk wat ek kan doen. Ons is nog nie weg van die begin van ons diens, waar ons in afwagting was nie. Ons is nog steeds in afwagting op wat jy met ons gaan maak, van hier af. Gebruik ons, Here, om 'n verskil te maak, in onsself, en die mense rondom ons. Amen.
dis net U wat my kan vind as ek verdwaal. En dis net U wat my kan optel as ek val. En dis net U wat vrede gee waarom huil heers. So daarom sal ek leef in U beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly so. Loof U Heer, loof U Heer, met alles in my, met alles in my. Loof U Heer, loof U Heer, met alles in my, met alles in my. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en ook die gemeenskap van die Heilige Gees, mag hierdie drie-enige God met sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid saam met ons gaan. Lou warm wil ons nie meer wees nie. Warm of koud, ja. Om 'n verskil te gaan maak in die wêreld, gebruik ons Here. Amen.